Baie welkom by week 1 van Radikaal Anders. In hierdie 5 weke gaan ons kyk hoe 'n Christelike leefwyse, met ander woorde 'n lewe saam met Jesus en 'n lewe vol van die Heilige Gees, anders lyk as die wêreld rondom ons. Vandag, radikale oorgee. Lees gerus saam met my Handelinge 9 vers 1 tot 9. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoofpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here, wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here?" vra hy toe. "Ek is Jesus," antwoord hy. "Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen." Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. 3 dae lank kon hy nie sien nie en het hy niks geëet of gedrink nie. In hierdie gedeelte lees ons van Paulus, eers genoem Saulus, se radikale oorgee. Inteendeel, 3 keer in die boek Handelinge lees ons van hierdie bekering, van hierdie oorgee van Paulus. Hier in Handelinge 9 vertel Lukas vir ons wat gebeur het in Paulus se lewe. Later lees ons in Handelinge 22 waar Paulus aan 'n groep mense vertel, en dan ook in Handelinge 26 waar hy aan die koning vertel van hierdie bekering. Maar wat beteken radikale oorgee? Radikale oorgee begin met 'n ontmoeting met die opgestaande Jesus Christus. Paulus is op pad Damaskus toe, en die laaste ding in sy gedagtes is om vir Jesus Christus te ontmoet. Hy wil kerke toemaak en hy wil volgelinge van Jesus gevange neem. En is hier op hierdie pad waar hy 'n stem hoor: "Saul, Saul, waarom vervolg jy my?" Dis in daai oomblikke waar hy besef dat Jesus Christus is Here. Dis waar totale oorgawe begin. By hierdie besef dat Jesus is nie net 'n rolmodel nie, hy is nie net nog 'n persoon, 'n goeie man of 'n profeet nie. Jesus is seun van God. Jesus is Here. Om radikaal anders te leef is nie net 'n wilsbesluit of om harder te probeer of 'n blaadjie om te slaan nie, maar is 'n ontmoeting met Jesus Christus. Hierdie ontmoeting noem ons bekering of wedergeboorte. Maar daar's 'n tweede gedagte van wat radikale oorgee ook is. Radikale oorgee beteken om beheer prys te gee. Hierdie gedeelte begin met Paulus wat baie selfversekerd is, wat doelgerig is en vol bravade is. Hy is op pad Damaskus toe met 'n toestemmingsbrief van die regering om kerke toe te maak. En op hierdie pad ontmoet hy vir Jesus Christus. Daar's iets in sy liggaam wat gebeur. Hy raak blind. Vir 3 dae lank is hy blind. Hierdie man, wat so selfversekerd was, is skielik baie onseker. Hy weet nie hoe lank hy blind gaan wees nie. Hy weet nie of hy ooit weer kan sien nie. Die man wat leiding gegee het vir ander, moet nou skielik staat maak op ander mense se leiding en ander mense se hulp. Hy leer om beheer prys te gee. Vir 3 dae lank is hy blind. Die Bybel is vol 3 dae stories. Ek dink aan Jona wat vir 3 dae lank in die vis is, op die bodem van die see. Aan Jesus wat in die graf is en op die 3de dag opstaan. Dis op die 3de dag waar daar 'n ommeswaai kom, waar God daai deurbraak bring. Maar dis in hierdie 3 dae waar Paulus moet leer om beheer oor te gee. Radikale oorgee beteken ook om beheer prys te gee. Daar's 'n derde gedagte. Radikale oorgee beteken die inhoud en rigting van jou lewe verander. Bekering beteken nie net 'n paar nuwe gewoontes wat ek aanleer nie, of 'n paar dinge wat ek probeer verander op die oppervlak nie. Maar bekering gaan daaroor dat die inhoud en die rigting van my lewe verander.
As ek dink oor die inhoud en rigting wat verander, dink ek aan 'n baie praktiese illustrasie. As student het ek in Kaapstad tydelike werk gedoen en elke dag moes ek met die trein terugry na die huis toe in die noordelike voorstede. En een middag was ek haastig om op hierdie trein te klim en terwyl ek sit, kyk ek rondom my en ek kom agter maar die mense wat op hierdie trein nou is vandag, lyk nie dieselfde as die mense wat elke dag saam met my op die trein is nie. En terwyl ek by die venster uitkyk hoe ons stop by verskillende stasies, by die verskillende voorstede, besef ek ken ook nie al hierdie stoppe nie. Ek is op die verkeerde trein. Wat doen 'n mens as jy besef jy is op die verkeerde trein? Dit help niks as jy net sitplekke verander nie. Dit sou ook niks gehelp het as ek in die teenoorgestelde rigting gestap het of selfs gehardloop het op hierdie trein nie. Ek moes by die volgende stop van hierdie trein afklim en op 'n nuwe trein klim in die regte rigting. En dis ook wat gebeur met bekering, met radikale oorgee. Die inhoud en die rigting van my lewe verander. Die evangelie help ons nie net om beter mense te wees nie, maar die evangelie maak van ons nuwe mense. Jesus word nie net deel van my lewe nie, maar Jesus word my lewe. Daar's 'n vierde gedagte. Radikale oorgee vra my hele lewe. Dis die Duitse teoloog Dietrich Bonhoeffer wat praat van twee forme van genade. Hy praat van in Engels costly grace en cheap grace. Goedkoop genade en duur genade. Met goedkoop genade praat hy van genade sonder disippelskap. Ons soek baie keer vergifnis sonder sondebelydenis, sonder 'n lewe wat verander, sonder gehoorsaamheid. Maar duur genade is 'n lewe van oorgee, 'n lewe wat opoffer, 'n lewe van verandering en gehoorsaamheid. Dis daarom dat hy hierdie baie bekende stelling maak. When Christ calls a man, he bids him to come and die. Hierdie is 'n verskriklike groot en kragtige stelling. Dat wanneer ons lewens oorgee, daai radikale oorgee, is ons besig om te sterf in onsself. Ons neem ons kruis op. My eie ek sterf, my ego sterf, my selfgesentreerdheid sterf. Ek gee alles vir Jesus Christus. Genade is goedkoop, maar genade kos ons. Dit kos my hele lewe. Genade kom gratis na ons kant toe, maar disippelskap is baie duur. En daarom wil ek jou vandag uitnooi na 'n baie praktiese handeling. In hierdie week, wil jy nie tyd maak om vir iemand te vertel van jou bekering nie. Van 'n tyd, 'n plek dalk waar jy jou lewe oorgegee het aan Jesus Christus. En dalk kyk jy vandag en jy het nog nooit daai besluit geneem nie. Jy het nog nooit jou lewe oorgegee nie. Dalk is vandag ook jou kans om radikaal oor te gee. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U lewe vir ons gegee het. U het alles vir ons kom gee. En ons besef vandag dat genade ons kant toe kom gratis. Ons kan dit nie verdien nie. Maar dat dit vir U 'n baie duur prys gekos, U lewe. Dankie dat U U lewe vir ons gegee het. En ook in hierdie oomblikke wil ons alles oorgee aan U. Ons hart, ons lewens oopmaak en radikaal oorgee aan U. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Mag jy vandag ook lewegewende gesprekke hê in jou groep. Die Here seën julle.